is net onder die 3 karaat. En dis 'n blou wit. Ek voel skoon. Dis pragtig. Dis seker baie duur. Nonsens, wat kos hy, meneer? Hy's net 7.500 per karaat. Dit wil sê 51.500. En dit sluit natuurlik die ring in die set in, meneer Roberts. Dis inderdaad 'n pragtige ring, maar kan jy vir ons iets so 'n bietjie iets regtig besonders wys nie? En maak dit nou sommer 'n groot verskeidenheid ook, né? Maar Maar oom, Gaan maar nie koop iets die moeite werd, sê ek. absoluut. My magtigs is die eerste verloving in die Roberts familie vir byna 50 jaar en julle is konservatief met die prys van 'n diamant. Wys ons die beste wat jy het, meneer. Sekerlik, meneer Roberts. Verskoon my net so 'n bietjie. En hierdie kassie is ons beste en duurste diamante. Hulle is natuurlik nie gesit nie, want die persoon wat so 'n diamant koop, sal natuurlik sy eie ring wil kies om so 'n seën in te set. Dit is nie een minder as 100.000 rand werd nie. As jy na hom kyk onder 'n mikroskoop, sal jy sien dat hy absoluut vlekloos is. Toe maar, dit sal ons later doen. Wys hulle eers vir ons een, dan kan ons later 'n paar beter bekyk. Net soos u verkies, meneer Roberts. mag ek dan vat? Ag, maar Ate, seker juffrou Momberg. Daar sê. Ek nog gesoek maar ons staan in buitenste ruimte. Ja! Gaan dis lank. Ja, ons sal een van daardie 4 neem. U sê ons kan 'n onafhanklike waardeerder hulle eers laat ondersoek. Ag, maar natuurlik, meneer Roberts. Inderdaad, ons dring daarop aan. Ek kan hulle net hierdie nommers gee en sê hulle moet my skakel. Dan is dit so afgespreek. Moet ons 'n deposito betaal? Nee, glad nie. Nie tot u finale keuse gemaak het. Dan sien ons mekaar so teen volgende week. Dis goed so. En dan kan die jong dametjie sommer die ring van haar keuse kom uitsiek om daai steen in te set. Totsiens dan. Totsiens, meneer Roberts. Meneer Roberts, totsiens. 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 Juffrou Momberg, totsiens. Kan jy nie kyk wat jy doen in jou klein pes? Kies hom. Kies hom. En nou weet julle hoe dit gebeur. 1,5 miljoen rand. Dis wat die diamante in daardie een laaitjie werd. 1,5 miljoen rand. Hey, maar Smoetie, jy het die security guards gesien. Hoe kom ons by hulle? Dis waar die rolprent inkom. Wat se rolprent? Smoetie wil hê ons moet 'n movie maak van 'n rower plaas dit in die winkel. En hy roof ons om regtig. Maar jy sal die skiet van die hele rolprent moet reël. Jy kan mos nie net een toneel skiet nie. Die mense gaan mos weet dis 'n verneekspel. Nou waarvoor vat jy my, Koekie? Jou mal antie wat in die skut is. Hey, Smoetie, wag, moet nou nie fight nie. Sê vir wat jou plan is. Maandag arriveer daar op Jan Smit se lughawe 'n man met die naam van Bianchi. Signor Leonardo Bianchi. Hy's 'n filmregisseur. Hy bly net 'n dag in Johannesburg. En dan haal hy 'n vliegtuig Harare toe. Harare, waar is dit? Salisbury dom dan. Signor Bianchi gaan 'n rolprent skiet in Zimbabwe. Hy weet dit nog nie. Maar net voor sy vliegtuig vertrek Dinsdagmôre skiet hy met plaaslike toneelspelers 'n toneeltjie in ou Merwe se juwelierswinkel.
Kan jy nie kyk wat jy doen, jou klein bes? Hey, Jack! Check dan. Middag juffrou Rebecca, meneer Johnson, ons drama-onderwyseres juffrou Rebecca. Aangename kennis, juffrou Rebecca. Aangename kennis, meneer Johnson. Nou ja, ek laat hier in juffrou Rebecca se hande hoor, né? Baie dankie, meneer. Dankie. Kom binne, meneer Johnson. Nou goed, klas, dis meneer Johnson, van wie ek julle vertel het. Meneer Johnson is van, watter maatskappy is hy nou weer? Focus Films. O, dag hy is van 'n oorseese maatskappy. Meneer Leonardo Bianchi is van oorsee, van Italië. Hy vir my maatskappy gevra om 'n klein toneeltjie in die juwelierswinkel vir hom te skiet. En toe vir my gevra om 'n geskikte meisie te kies. Wat wil hy moet sy vir u doen? Sy moet langs die toonbank staan en koeldrank drink. Nou goed, meisies, julle het gehoor wat meneer Johnson wil hê. Wys vir wat julle kan doen. Ek kies hierheen. Wel, hy sukses gehad. Ja. Die kontrak aan die meisies se paal toe gevat, saam met hulle deurgelees. Gesê sal die ding maandag aand kom sign. Dis goed so. Ek kan nie verstaan waarom jy 'n polisieman se kind kies nie. Is gevaarlik, man. Dis die enigste keuse, skattie. Jy kan seker wees die polisie sal by die juwelierswinkel wees as hulle weer in ons werk daar. En as dit 'n pappie is, sy net oor vir sy talentvolle dogtertjie. Het jy iemand gekry om die movie te maak? Ja, 'n nuwe maatskappy daarvoor geval. Signor Leonardo Bianchi sal Tinsel Films se eerste rolprent in Italië versprei. Smit die Jesus genie. Nou. Hier op die plank kan jy sien presies hoe dit gebeur. Dit is hierso, die juwelierswinkel, sien? En hier is sy voordeur. Hier net by die deur sal julle twee stel met die motor waarmee jy aangekom het. Dit moet 'n duur motor wees. Hier net om die draai van die volgende blok agter die juwelierswinkel sal die motor staan waarmee ons gaan wegkom. Jy sal die motor voor die twee daar parkeer. Nou binne in die winkel. Ek Signor Leonardo Bianchi, dit so beplan. Julle hou buite stil
En ek kom in die winkel in. Dan sê jy vir Mervis, Ons is op soek na 'n ring vir my aanstaande bruidjie. Wys ons die duurste ringe wat jy het. dit. Dan gaan meneer Mervis die kluis binne en hy bring die laaitjie met die diamante uit. Maar hy sal ons nooit doen nie, man. Hy moet. Dis 'n movie. Mervis sit die laaitjie op die toonbank neer. Met sy 2 sekuriteitsgorillas langs hom. Julle het mos al gesien hoe die ding doen, man. Dan pluk julle albei julle pistole uit. Een van die sekuriteitsgorillas skiet dan kastig vir jou, Helma. As Hall sien jy is geskiet, dan gryp hy die polisieman se dogter. Dit is nou kastig Mervis se dogter. En hy's daar uit, al skuilende agter haar, né? En hulle spring in die kar en hulle ry. Ja, maar wanneer kry ons die diamante? Dit is die kersie op die koek. Die kamera volg vir Hall wat hy dan loop. En wat gebeur dan? Signor Leonardo Bianchi, die regisseur is nou ek, né? Pluk sy revolver uit. Hierdie keer 'n regte revolver met regte koels. En voor hulle weet wat hulle getref het, is ons ver op pad na die landingsstrook waar 'n vliegtuig vir ons staan en wag. Kom ons kyk. Sê, wag, ek wil. Wat is dat jou? Srini. Wie skree so? Versigtig maar. Ek oefen. Laat wees vir die skool. Sy nie siek nie. Nee, glo daarom nie. Nee, pa, ek het vroeg vanoggend al roep snoep. Ek wens julle skoolvakansie wil nou begin. Ek het gesukkel om julle by die ontbyttafel te kry en kry. Julle maak vir my lam. Renie, my kind. Wat is dit? Buisie op my ken. Ek drink te veel koeldrank. Kom ek maar sien. Ag, my kind, dis niks jy oordryf alweer. Gaan sit tog en eet jou kos, ons kan wegkom. Dis dit 'n vrypysie. Bly stil, Borie, ons is aan die tafel. Hallo, Maggie. Ja. Hall. Azet. Die finale rekwisite. Hierdie 2 is julle sinne. Hulle kan nie skiet nie. Hierdie 2 is vir die 2 sekuriteitsgorillas. Hulle skiet loskykpatrone. En hierdie baby is myne. Die ware Jakob. Jong, Smitty, jy gaan nie iemand met daai revolver skiet nie, hoor? Sien, ek is 'n rower, nie 'n moordenaar nie. Maar dalk jy mos nie daai ding nodig nie. Vat glad soveel kans. Wat se kanse? Die dogter van die polisieman, hoekom kies jy juist vir haar? Ja, hoekom moet ons haar ontvoer? Wat gaan ons met haar maak? Dis juist omdat ek nie van 'n skietery hou nie, dat ek dit doen nie, man. Gebruik jou eie verstand. Sien nou maar dinge loop skief en die polisie jag ons. Ek hou nie van 'n skietery nie. Daarom vat ons saam as gijslaer. As ransie, man, dis wat dit is. As ransie. Jongs, Mary, dink jy is wise as jy saam met jou aangaan? Sal hulle haar nie herken as sy later die rol van die meisie moet speel? Ek is opgewonde. Daar kom hulle nou. Ma! Pa! Nou gaan ons ontmoet, Signor Leonardo Bianchi.
Kom asseblief. Los dit vir my, man. Ek vat dan net op die deur. Wag jy net hier. Is jy seker dis die plek? Ja man, ek het gecheck. Ek ken jou gecheckery. Signora Morticelli, Signor Bianchi. na toe kom. Meneer Veld. Mevrou Veld. Goeienaand, ek is mevrou Morticelli. Ek is Signor Bianchi se tolk en sekretaresse tydens sy besoek. Kan ek u voorstel aan Signor Leonardo Bianchi? Buonasera. Aangenaam. Buonasera. Aha. Go away, go wait in the automobile. What do I want with stupid women? I speak 7 languages. Stupid women always get in between. I ask your forgiveness, please, Signora. But in Italy we know how to put a woman in her place. Go away! Kom binne, meneer Bianchi. Ja. Mamma Divina! Perfect. Perfect. I choose it myself and not better. Ah, perfect. Buongiorno. Good evening. You are also the actor? No, I'm a policeman. I work with Mr. Pelt. Oh, so you are also the policeman. Maybe you come with to make it a film. So many jewels, eh? Maybe you watch everything okay for the thieves. Suppose we'll be there. And now the contract. You read it, yes? Yeah. And you read it also? Yes. Everything in order, yes? Yes, but we think the money is too much. You say we pay now? No, the money, it's too much. You say we pay now? No, the money, is it not too much? Oh, it's nothing we sign now, huh? Leonardo Bianchi. You sign also? You are too young to sign, but already you are the star. Aha! And who is this? It's only my brother, senor. Aha! Buonasera. Goeienaand. Signor Bianchi praat dit Engels, skat. Wel in daai geval. How do you do, senor? I think maybe you also become famous film star. Or maybe perhaps better, we leave that for your sister, eh? Or perhaps more better, you become policeman like your papa. That's more like it. If you have any more questions, I will reply them. Yes, when do we get the draaiboek? Script. Kom asseblief. The script. Oh, yes. The script. Jong, bly Smit nie te lank daar binne nie. Hulle gaan mos vang as hy te veel praat. Ag nee, wat man. As ons met die toneel speel is alles oké. Niemand kan hom uitvang. Dink jy hy gaan vir jou my daai 500.000 gee soos hy gesê het? Ja. Hy kom ons nie sy pels verneekie. Buitendien, maar diamantos ten minste omtrent 2 miljoen werd. Waar gaan ons 'n kar kry om agter die gebou te parkeer om my weg te jaag? Ek bly mos net agter die hospitaal. Ek gaan 'n ambulans steel. Ambulans? Ons het die dinge hele ruk al langs die juwelierswinkel parkeer. En ek wil nie hy moet hom steel.
Jy al veel gesê, waar is jy gaan met die diamante? Nou plaasie buite in die stad, naby ou runway. Ken jy nie mense? Maar woon nie mense. En die ou wat ons wegvat met die vliegtuig, ken jy hom? Dis een van Smitty se ou pels van Zimbabwe. Hy boer daar. Ons gaan daar bly tot alles oor is. Smitty is aan baie slim uitgewerk, hè? Meesterlik. Alles pas net mooi in mekaar. Ou, Senior Bianchi